vanmorgen, vir ons almal bid. Here, vir elkeen van ons vanmorgen, Here. Hy vertrou U vanmorgen met ons lewens. So ons bid, dat die Almagtige, elke gebed wat hy bid, sal verhoor. En elke gebed sal aanraak en dit sal oor sy gemeente oor die gemeente uitstort. Want my God, hy vertrou U. Waar hy gaan vertrou U, hy U. As hy vanmorgen bid vir genesing, Here, sal genesing plaasvind. Want hy glo, elkeen van ons moet volg. Here, ek het dit iewers te gelees. Ons moet ons leiers volg. Soos wat ons hulle volg, so sal ons kragtiger word. Want hulle word deur die Gees van God gelei. So ons bid, Here, dat ons ophou sal teruggetrokke sal wees, maar die Gees driftigheid het, wat hy het, Here, om U te dien en U aan te roep in waarheid en in Gees. Dankie, my God. Die walle van die Jordaan kon die water nie keer nie. Die Here sal sy seën op ons uitstort, wanneer ons sê, kom Maranatha, binne ons harte, in die naam van Jesus Christus. O, Here, dankie. Dankie vanmorgen, my God. As iemand vanmorgen bedroef is, sal die Here jou red. Hy sal jou droefheid vir jou weggaan. Dankie, Here. Dankie, Here. En hierdie diens is geseend in die naam van die Vader, die Seun en die Halleluja, Heilige prys Gees. die Hierdie diens is vanmorgen gesalf in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die spreker is geseend in die naam van Jesus Christus. Die koning van die konings het dit self gedoen. Die Here sê, hy self seën. Halleluja. Prys die Here. Here Vader, volgende vraag vir U. Berg my agter die ou lieflik. Yes, Lord. Spreek met ons, Here. Leer ons, Here. Onderrig ons. Asseblief, Asseblief, Here, en lei ons aan alle waarheid. asseblief. Here, met U Gees. Dankie, my God. Staan by elkeen van ons stil en praat met ons in geestelike autoriteit. In Jesus In naam. Jesus naam. Amen. 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 Ek wil nie uitklik uitkom nie. Ek voel ek wil terug in 'n aanbidding en ek kan voel julle voel wat ek voel. En wat ek voel is ek voel die Heilige Gees. Ja, ek wil pastoor. Al asem en kry tot. Hierdie baadjie druk my longe vas. Ek gaan net nog 'n baadjie aanpak. Mense, kom ons kry net 'n ligter baadjie gou hierso. Ek gaan nou weer warm kry. Ek weet dit. Ek gaan nou weer. Prys die Here dat ek net 'n bietjie. Ja. Die Here vooroggend, terwyl ek so met die Here besig is, want ek staan baie vroeg op, baie keer 3 uur, vanoggend was dit net na 1 gewees, begin my gedagtes begin, en die Here besig raak tot ek moet opstaan 4 uur, baie keer 3 uur, maar ek was al klaar wakker gewees, but anyway, en ek vra die Here, waaroor praat ons vandag? Want ek kan nie 'n boodskap uitwerk. Die Here moet vir my 'n boodskap gee. My boodskap, ek weet nou nog nie waaroor ek gaan praat. My boodskap kom wanneer ek kies. Want ek lees die boodskap af. Die teksvers het ek, maar die boodskap. Nou, en daar was iets besonders vanoggend gewees. Ons almal weet waar is ons seëninge in die Bybel. Daar's een spesifieke een waar ons gaan na, soos die Here die seëninge sê, dit sal my inhou. Ek sê kop en nie die stert nie. Kom, waar is daai gedeelte? Deuteronomium 20 uit. Baie dankie vir almal wat Bybel lees. So ja, almal moet my nie gelyk antwoord, dat ek dan preek. But anyway, en ek praat met die Here en nou ons weet die eerste 14 verse van Deuteronomium 28 is die seëning. Daarna begin die curses. Is ek reg? Ja. Stem julle saam? Maar daar's 'n spesifieke curse wat ons miskyk, 2 van hulle. En my boodskap gaan nie oor die curses nie. My boodskap gaan oor wanneer ek die Here dien. Mikael, ek sê lus vir jou nie.
Nou kan bly stil. Ek gebruik dit van die gouene as 'n voorbeeld. Kan julle sien die attitude wat ons het wanneer ons die Here wil geniet? Freddie, ek het vir jou gesê jy moet die kar sluit. Jy gaan weer laat wees, jy wil nie opstaan. En dan wil ons in aanbidding gaan. Maar kyk hier, dis nie my skuld nie, dit was Miguel gewees. Okay, nee, maar ek gaan nou nie van jou wys nie, maar ek weet my nou nie. Ek wil net 'n paar goedjies sê. Ek wil net vir iets wys. Nou gaan ons terug in gebed in. Okay? Nou kom ons voor die Here. Nou begin ons bid. Jy gaan weet wat jy nou daar doen is verkeerd in die oë van die Here. Amen. Hoekom? Wat sê Deuteronomium eintlik vir jou? Deuteronomium 28 vers 47 sê so mooi vir ons. Kyk gou daarso. Hy sê, omdat jy die Here jou God nie met vreugde, vrolikheid van hart, weens die oorvloed van alles gedien het nie. So het jy dit nou gedoen? Nee. Ons het begin fight, ons het begin skip. Jou gedagtes het begin met die huise dinge en die dagse dinge en goed. En nou is jy omgekrap. En nou moet jy voor die Here gaan. En nou is jy nie vrolik. Ja. Nou is jy nie vrolik. Nou is jy nie opgewonde nie. Ons is onderstel. Wat ek vanoggend gedoen met Linda. Dus ek vir pak uit ou sussie laat jy maar begin bly raak. Want ons moet bly wees om voor die Here te wees. Hoekom? We reis halleluja. Want ons gaan hom nie hoogte reis nie, ons gaan hom ordentlike reis laat doen. Ons gaan ons hande bo ons kop uitsteek en ons gaan hom reis. Ons gaan nie ons hande in ons sakke staan en die hande hierso so staan. We gonna reis halleluja. In die middel van my en my vyand. Okay. En die Here praat met my. En dit was 'n openbaring eintlik gewees. Maar dit het my hart so getref dat ek in trane was. Hoekom? Kyk gou na vers 48. Hy sê sal jou vyande wat teen die sal jou vyande wat die Here teen jou stuur dien in hongerte. Nou sit jy. Here, my dinge kom nie in plek nie. Here, ek kry baie aanslae, ek kry baie. Jy gaan die vyande wat die Here stuur dien. Jy gaan daar dien. Daar die probleem wat jy het, jy gaan hom dien, jy gaan nog kry. Want die Bybel sê jy gaan hom dien in honger. So jou probleme gaan So wanneer gaan jy begin in die Here dien met vrolikheid, opgewondenheid? Dis jou keuse. Wanneer ons voor die Here kom, jy kan nie hierso staan en maak of jy die Here dien. Ja. Wat het ek die kleintjies geleer waaroor hulle Ronnie gesê het, hulle net soos ek lag nou nog vir hy storie. Kan jy onthou ek het die kinders geleer, julle lyk soos houtpoppe. Daar is hy. Daar Miguel kan dit onthou. Nou het ek het verander. Ek doen dit nie meer. Nou lyk ons so standbeelde. En hulle vervoer die standbeelde deur staan. Ons kyk wel. Want dat kan nie loop nie. Nou lyk ons soos 'n standbeeld. So wat is verkeerd? Ons attitude. Ons attitude, ons gedrag is verkeerd. Dis nie 'n gedrag wat jy het teenoor my nie. Janetta, dankie. Dis nie 'n gedrag wat jy het wanneer jy hier kom wat jy het teenoor my. Die gedrag wat jy het, is die gedrag teenoor my. Amen.
Want hoe kan jy 'n haleluja reis as jy nie bly is uitgesterf nie? Hoe kan jy haleluja reis as God nie vir jou deurkom? Hoe kan jy jou verbly as jou God dood is? Want my God is lewend. Ek dien nie 'n dooie God. En omdat hy lewendig is ek opgewonde. Amen. Is ek opgewonde. Amen. Prys die Here. Is ek opgewonde oor sy goedheid, sy guns, sy genade. Dan ek kan reis haleluja. En ek kan vir my probleme sê, jy sal jou knieë buig in die teenwoordigheid van my God. His name is Jehovah, his name is Yahweh, his name is Adonai, his name is Elohim, El Shaddai. He has a name above all names. En in hierdie, terwyl jy jou knieë buig, dan kan jy sommer sê, Jesus is die Heer. So ja, dit is tyd dat ons begin in die Bybel reg verstaan. Ons verstaan nie die Bybel. Die Bybel is nie moeilik om te verstaan nie. Maar as jy gaan aanhou die Here dien met 'n dikwerk, dan gaan jy baie probleme kry. Want die Bybel sê, die dinge wat die Here vir jou stuur, jy gaan hom dien in minderheid. Jy gaan hom dien in so wat? Jy gaan meer kry. So wat gaan jou keuse nou wees? Wanneer gaan jy begin sê, Here, ek wil draai. Ek wil U begin dien. Met 'n gees van waarheid. 'n Gees wat opreg is. 'n Gees wat vir die Here is. 'n Gees wat opgewonde is. In die middel van my probleme sal ek opstaan. Maak nie saak hoe swaar dit is. Ek jou gaan vertel. My God kan hy swaar las van jou dra. Because he knows your name. His name is Jesus. Sy naam is Jesus. Al wat jy moet doen is jy moet nader kom. Maar die ding is, ons wil nie God vertrou nie. Want as ek God vertrou, dan moet ek op sondig. Ja, natuurlijk. So, daai sonde hou jou waar jy is. Ja. Dit hou jou vas. Marley Jackson het 'n liedjie gesing. Hy het gesê, die hemel weet, ek is lief vir jou. God verklaar dit in die hemel. Dan sê hy liedjie verder, wat staan tussen my en jou? Wat staan tussen my en God? Kom aan, lig daai haleluja. Kom, lig daai haleluja. Lig daai haleluja. Kom, Freddy, lig daai haleluja. Lig daai haleluja. Prys die Here. Want jy het die keuse maak om te sê, Here, ek kom nader. Die woord van die Here sê, as jy nader kom, sal hy nader. Maar nou is hy op 'n afstand. Hoekom? Want jy het weggeloop. Hoekom het jy weggeloop? Ek jou vertel. Dat jy 'n suur ding is. Jy swaar vir jouself. Jy sien wat. Jy so suur. Jy maak ander mense ongelukkig. Kom aan man, los hy suurheid. Draai terug na die Here. Kom dien die Here volgens met 'n smaak. Kom dien hom omdat jy hom lief. Kom dien hom omdat hy goed is. Kom dien hom omdat hy die meester is. Hy's majesteit. Kom dien hom want hy kan, hy wil en hy sal vir jou deurkom. Maar jou keuse gaan bepaal of jy dit gaan kry. Jou keuse gaan bepaal of jou gesit dikbek gaan bly of 'n smile gaan ophet. Jou keuse gaan dit bepaal. Nie my keuse nie. Ek kan nie vir Janet besluit nie. Ek kan nie vir Miguel besluit nie. Maar dit wat Miguel besluit, gaan bepaal of sy gaan staan met 'n smaak, of sy gaan staan om dikbek te wees wanneer sy die Here roep van God.
So, wat is jou identiteit? Ons sê ons is kinders van die Here. Ons is kinders van die Here, wat staan nie in kant toe. Sal hy pastoor wys. Mense, ons verstaan nie hoekom ons so baie aanslag kry. Hoekom dinge so moeilik gaan nie. Ons dien nie die Here opreg nie. Ja. En daardeur, dit wat ons dien, daai maat word honger. Daai dikbekheid word honger. Jy gaan hom aanhou dien. Jy gaan aanhou daar bly. Jy gaan aanhou chok. Tot wanneer? Jy jou attitude verander begin luister. En ek raas nie vanoggend, ek bemoedig julle vanoggend om terug te draai na die Here toe. Die Here het groot dinge op julle doen. Die Here is amazing. Die Here kan vir jou gee wat jou hart begeer. Maar weet jy wat? Jy moet in sy wil wees. Yes. Dit help nie om so te staan. Want omdat jy die Here nie van ganse harte gedien het, nie met vrolikheid nie. Kus hy jou. Hy stuur het. Dis verniet. En jy vat dit graag. En dan wat ons het nog by Darente wat ons chingtouwe. Ons is so bly dat ons dit drup uit ons hoofd. Dan is ons vasgevang en ons weet nie hoe nie. God se woord het krag. Amen. Kom aan mense, ons gaan terugdraai na die Here toe. Wat? Nou begin my preek. Daai was nie my preek nie. Nou sê die Here vir jou maar werp jou bekommernis op hom. Amen. Want nou staan jy met 'n dikbek. Nou staan jy, Here, ek word nie gesond nie. Here, hoekom antwoord U? Die Here sê, dit wat ek gestuur het, jy gaan hom dien met honger. So hy gaan vir jou hou daar. Jy gaan nie jou deurbraak kry. Jy gaan nie antwoord kry. Want dit wat die Here gestuur het, gaan jy gaan hom dien met honger. Omdat jy die Here nie met vrolikheid het. Yes. Nie met blydskap het, nie met alles uit jou hart het. Yes. Dan verstaan ons nie. Maar hoekom kry ons dan so baie probleme? Dis jou skuld. Jy moes jou oor oopgemaak het vir die Here. Nee, ons moet nie vinger wys nie. Ons moet nie vinger wys nie. Ons begin by onsself. Ja. Ons self moet eers terugdien en die Here met vrolikheid, opgewondenheid, bly wees in hom. Ja. Dit help nie. Kyk, jy kan jou gebruik en Mika. Dis ma en dogter. Dit help nie. Kyk, jy sê vir Miguel, luister nie met die Here dien met 'n smile nie. Maar kyk, jy is dan kwaad. Want dit wat sy doen is verkeerd in die eerste plek en tweede plek, bring sy 'n curse op haarself. Dit is ek spreek dit nie uit, is net om te wys. Hoekom? Want sy leer haar kind reg, maar sy doen nie. Dit was nou net voor, ek spreek dit af in die naam van Jesus. Dit sal nie plaasvind. Ek bind my kus in Jesus naam. Maar dis net 'n maklike idee om te wys. Dit help nie ons sê, jy moet regkom nie. Maar jy dien nie die Here nie. Ja. Jy maar dien nie, ek lees die Bybel. Wow. Dis wat daar staan in Deuteronomium 28. Deuteronomium 28 vers 47 sê vir jou uitdruklik. Omdat jy die Here jou God nie met vreugde, met vrolikheid van hart, wees die oorvloed van alles gedien het nie. Dis wat daar staan niks van lees en goed. So moenie probeer slim wees Ja. en jou slim hou nie. Ja.
Die Bybel sê om te dien die Here gedien en opreg. Dis wat dit is. En die grootste daarvan alles is vreugdevol bly. Dink dit gou vir jou self. Was jy gister bly gewees toe jy gebid het? OK. Was jy eergister bly gewees? OK, kom ek vra so. Was jy bly gewees toe Logan van die skool af gekom het en hy jou dag gemaak het? Verstaan? Dis net nou vanaf hier een. Ek het nie probeer om my uit te bal nie. Ek sê besig om vir te wys. Maar dan sê ons dien nie Here. Toe meneer die van die werk af kom het hy gooi sy klere daar nie as hy goed. Verstaan? Yes. Maar daai goedjie skrap. Nou wat gebeur nou? Dit verhinder jou om God met vrolikheid te dien. En wat gebeur nou? Nou kry jy 'n kus. Ja. Wat jy nou graag gaan dien omdat hy honger is. En wat gaan gebeur? Jy gaan nou bly. Jy het die keuse gemaak, God het hom gestuur. Die woord sê God stuur hom. Kyk daarso. 28:47. Kyk, daar staan God stuur hom. Ja, dit sê so. Stem jy al saam? Yes. So nou die ding is, maar nou bly ons hierso. Vraag is, hoe lank wil jy hier bly? En almal wat nou wil sê, ek wil Jesus volg. Wat het klein meneertjie, klein pastoortjie vir ons geleer? Toe sê, Tannie, ek het nog dieselfde gelees as wat jy gelees het. Dan Louise het gesê, neem op die kruis. Yes. Klein pastoortjie het agter haar kom aan sê, maar nou sê jy hierso, en jy is besig om hierdie drukpakheid van dit te voer, want hy is honger. En kyk al, ons kan hom goed voer. En daar sê, en hoe? Mooi, kyk, daar is hy nou mooi gestel. Ons, weet jy gaan nie 'n stekkers om na kos te koop. Jy voer ons om in jou sak. En terwyl hom voer op, gee ons hom nog ander op. So aan die idees en goed hiervan. Ek wens. En weet jy wat? Jy sal klaar gekus en nou staan jy hierso. En dan wonder ons as kinders van die Here, hoe kom die deurbraak? Maar die woord van die Here sê, werp jou bekommernis op hom. 1 Petrus 5:7. Hy sê dit uitdruklik. Jesus het vir jou gesê, moenie worry wat jy gaan eet of drink. Ja, maar die kos nie. Jesus het gesê, moenie worry wat jy gaan eet of drink. As die Here vir die mossies kan sorg, kan hy vir jou sorg. Maar die ding is, jy is besig om jou ditpakheid te voer. Jy voer hom met alleen wees, jy voer hom met selfsugtigheid, jy voer hom met jaloesheid, want al die gedagtes kom hierso saam. En dit is waar dit broei. Dis daar waar jy hom voer. Ja. Dis daar waar jy hom kos gee. Want dan hou hy vir jou daar. En dan, ja maar die nie Here. My maat, jy lieg vir jouself. Jy lieg vir jouself. Want hoekom? Jou siel se kapskade. Ja. Oor jy lieg. Jy vir jouself sê jy dien nie Here. Maar jy sê jy kan tog terugpak, jy is so ongelukkig. So vergeet jy ongelukkig. Verander jou attitude, dat jy eerder meer gelukkig is deur die dag, as wat jy ongelukkig is. Wys vir die Here, jy is bly om te lewe. Wys vir die Here, jy is bly om op te staan. Wys vir die Here, jy is bly as Logan van die skool afkom. En hy maak dit vir jou 'n bietjie moeilik. Hy wil nou 'n projek.
Hy wil nie wag nie, hy wil hom nou hê. En die botter moet nie te dik wees, hy moet so gesmeek is. Ek ken die pastoortjie. En dan goed. En moet jy nie dink jy gaan hom net die korsie gee. Dan gaan moet ek uit. Prys die Here. Ek gebruik die kind, want hy is 'n maklike voorbeeld. Maar die ding is, op die einde van die dag is ons nie gelukkig nie. Op die einde van die dag sit jy in hierdie stoel by jou huis. En jy sit en jy memoreer teen Maria. En jy praat by die Here, hoekom dinge skeef loop? Hoekom dinge ewe skielik oor die familie kom, of vriende kom, of wat ook al. Hoekom dinge nie op jou pad kom? Maar gaan kyk na Deuteronomium 28 vers 47. Dien jy die Here met vreugde? Is jy bly om die Here te dien? Ek speel 'n liedjie woensdaande, ek het hom nou nie gisterand gespeel nie. Ek speel nog vanaand weer. En Vrydaagaande en wat sê, Here, of die liedjie sê eintlik, moet nooit vir die Here sê, ek was besig. Want die dag toe hy jou naam in die boek van die lewe wil skryf, toe sê jy, Here, ek kom later. Maar later het nooit gebeur. Maar later het nooit gebeur. Dis wat hy liedjie sê. Ek speel hom woensdaande, ek speel hom Vrydaagaande, ek speel hom vir die werk. So mense, en almal op Facebook, ek speel hom vir hulle. En die mense vra, speel hom weer. Want hulle wil hom vir die tweede keer hoor. En hy liedjie sê, en Jesus het al die tyd gehad. Om te sterf vir jou. Hy het al die tyd gehad. Hy staan gereed om jou naam te skryf in die boek. En dan sê hy liedjie, moet nooit vir God sê, jy het nie tyd gehad nie. Mense, ek wil julle nie bang praat nie, maar ons hoor van soveel mense, wat nou lately tot sterwe kom. Daar's baie families, ek hoor daagliks, en volgende hoor ek julle, ek weet, my kleintjies, hoor nou my dokters oupa is oorlede ook in die week. So ja, ek hoor van baie mense wat nou ewe skielik tot sterwe. Maar die ding is, wat gaan gebeur as jy voor die oor is? Jy kan nie sê, maar pastoor Dewald was hy gewees. Deuteronomium 28 kom terug. Vers 47. Het jy God gedien met vrolikheid? Opgewonde. Het jy die Here gedien om in te kan gaan? Te sê, Here, ek het dit gemaak. Ek het die reis voltooi. Niks nog steeds. Al was dit, al het dit donker gewees op die aarde, al was daar robbe daar, weet ek, u was nog steeds daar. Weet ek u, want Jesegiel 49, die laaste woorde in die boeke van Jesegiel, sê, Jehovah Shammah. Wat sê dit? Die God wat daar is. Gaan kyk Jesegiel, die laaste woorde sê, die God wat daar is, Jehovah Shammah. Die God wat daar is. Was God daar in jou oggend? Was hy daar in jou middag? Was hy daar in jou aand? Was hy daar gewees toe jy vrolik was? Toe jy weggedraai het van jou bekommernisse, waar jy gesê het, Here, ek kies om eerder vrolik te wees, bly te wees. My worries is die probleem. Die woord sê ek, my bekommernis op u werk. Kom maar. Dis nie maklik nie. Ek was ook daar gewees. Toe hy man klop op my huis se deur en hy soek geld. Was meer as eenmaal. Dan sê ek, Here, ek gaan nie oopmaak.
Ja, maar ek kan nie dit plek wees nie. Ek kan nie dit plek wees nie. Ek moet nog steeds terugdraai en ek moet die keuse maak. Gaan ek hier sit en worry? As ek hier gaan sit en worry, voer ek hom. Voer ek hom. En dit gaan my verhinder dat God my seën. Of gaan ek die keuse maak dat God my seën? Sê Here, ek het baie bekommernis, maar ek kies om te smile. Om vreugdevol te wees soos die woord sê. Jy moet die keuse maak. Kom aan mense, Jesus het die man van Golgotha het jou naam geken. Maar jou naam is in sy handpalm geskryf. Die dag op Golgotha was jou naam in sy hand geskryf. Halleluja. Ja, so kom hier die songs nou so een na die ander op. En Jesaja sê vir jou, Jesaja 40 vers 31 sê vir jou, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle sal opvaar soos arende. Hulle sal nie moeg word nie. Hulle sal krag ontvang. Maar Here, ek is gedaag. Hoekom? Jy hou hom aanvoer. Kry by jou sussie, kry by jou boeta. Ek sê dit met die grootste respek. Kry vir jou genoeg, dis verniet. Want jy voer hom, ek kan nie dit verander nie. Louisa kan dit nie verander nie, Kitty kan dit nie verander nie. Jy is die enigste een wat dit kan verander. Hou op dit voer. Hou op. Dien die Here. Met vrolikheid, opgewonde, vreugdevol. Dit sal ons lekker wees as Miguel by die huis aankom sy te smile. Al het Lubbe na hom gekrap. Want as ons nou liefde in die huis dan. Dan is ons kalmte, maar as jy hom gekrap. Maar nou sit ons hier kant. Logan, jy weet. Dit is nie nodig om dit af. Maar wat gaan gebeur? Jy voel daarin en dan word dit 'n kus. Maar op die einde van die dag moet jy gaan bid. Wat dan? Wie het jou gebed verder? Kom ek stop daar. Ons almal bid. Ek kan nie sê Freddy het my gebed verder nie. Want dit was my keuse om daarin te voel. Nie Freddy se keuse. Was my keuse. So, wie verhinder my gebed? Wie is jou grootste enemy? Jy jouself. Jy jouself is jou grootste enemy. En jy kan gelukkig wees. En dan kies jy om te jy jou lip vasstop. Die wêreld moet sien jy spaar. Jy wil dit deur toe kan dat almal kan hoor jy spaar. Hoekom? Wat het Jesus vir ons geleer? En hy het gesê met die grootste respek. Hy het nie dit bedoel. Wat hy bedoel is draai weg. Keer terug na God. Wees eerder vreugdevol. Dit sal mos nou lekker wees as mamma kyk jy elke oggend opstaan met 'n smile. Kyk hoe lag Miguel. Miguel krap ek net iets so. Hè? Ja, maar verstaan julle wat ek vir julle sê? Dis ons nou lekker. En selfs die Here wys nou iets anders. Nou staan kyk jy op met 'n smile. Hoekom staan jy nie op met 'n smile? Verstaan jy nou? Ons almal so mooi was so kykie geweest, want jy onmiddellik toe wys die Here my van die oog af.
Maar kyk, hierdie dag kan meer opgeruimd wees. Sy kan meer vrolik wees. As Miguel daar aankom met 'n smile. As jy opstaan met 'n smile, dan is haar dag meer perfek. Hoekom? Want daar probleme geminder is. Maar nou kom jy in. Hoe moet hy nie? Ja, sien nou oulik. Dan gaan hy hondsak die kant toe. Selfoon gaan die kant toe. Ja, nou is jy so kwaad vir die selfoon nog. En die selfoon kan nie praat, jy wat praat op die selfoon. Maar jy gooi vol. Verstaan jy? Maar so sê die groot mense, die kinders ook. Ek sien. Ja, maar die groot mense leer die kinders. Ja, En hulle doen dit beter as die kinders. Ek het ook weer gesien. En hoe ouer jy word, hoe meer perfek word jy om dit te doen. Ja. Dan as jy kind is, dan is jy nou 'n junior. As jy ou mens is jy expert. Want die ou mense leer die kinders omgooi. Maar nie die oumas nie. Ek sê niks nie. Mense, die ding is net, ek is bly ons lag, maar die op die einde van die dag is my sielkind van jou sielkind. En dan weet ons nie hoekom. En hoeveel van ons vra, Here, hoekom? Hoekom? Gaan staan net bietjie stil. Dink hoe dien jy die Here. Ek praat nie net op 'n Sondag in die kerk nie. Ek praat nie net vir 'n oomblik in 'n Sondag en dan bid nie. Ek praat van môreoggend as jy opstaan. En Louwer het opgestaan met 'n hoofpyn. En almal is suurvol. En hy staan en smaal vir almal. Ek gebruik hom net vir 'n voorbeeld. Maar dan is almal ongelukkig. Hoekom laat ons dit toe? Jy moet die keuse maak. Om te sê ja, ek aanvaar dit of nee, ek verwerp dit. Maar wat doen ons? En as jy hom aanvaar dan hoor jy hom. En kyk en hy eet graag. En hy eet verniet op jou rekening. Ek wil net hy gaan betaal vir hy. Jy betaal. Want is jou rekening. Mense, dit is awesome. Kyk nou na Jesaja. Dis hoekom ek Jesaja 40 genoem het. Jesaja 65. 65. Vers 24. Hierdie kan jy maar merk in jou Bybel. Ek kan maar lyne trek om hom. Want nog voordat jy roep, sal ek antwoord. Terwyl jy nog spreek, verhoor ek. Terwyl jy nog vra, hoor ek hom. Jy kan maar merk in jou Bybel. Maar die ding is, as jy wil hê God moet hom antwoord, moet jy eers net gaan kyk, hoe dien jy God? Want as 'n kus jou beurt het, staan dit tussen jou en God. En wat gaan dit gebeur? Jy gaan nie kry wat jy vra nie. Die Bybel sê die Here hoor wanneer jy bid. Jy sien wanneer jy bid. Wat sê die Bybel? Sê die Bybel nie so nie? Ja. Hy hoor jou. Hy sê, voordat jy vra, hoor ek hom. So God het klaar geantwoord. Maar wat verhinder jou omdat jy dit nie kry? Jy jouself. Die keuse wat jy gemaak het. Kyk net na daai punt in jou lewe. Kyk net na daai punt. En daai punt gaan jou baie help vorentoe. Luister wat ek vir jou sê. Elke keer as jy gaan bid, kyk maar of jy 'n bietjie smile. Al is dit hoe moeilik. Kyk of jy 'n bietjie smile. Maar ja, worry. Herpaal jou bekommernis op die Here. Kyk of jy die Here nog. Al is dit hoe moeilik. Jy sal moet. Hoekom?
because I will raise my hallelujah in the middle of my enemies. en daai kus dan gereed om te kom. Nou die ding is, gaan jy hom nie staan en voer of gaan jy eerder wil ontvang? Dis wat ons almal sê, wat doen ons sê? Doen ek en jy. Presies, net jy kan dit antwoord. Hierdie is 'n baie amazing woord. En nou sê die woord of voordat jy roep, sal ek jou antwoord. Terwyl jy nog spreek, verhoor ek. Die Here het klaar verhoor. En baie van ons sê dan wonder ek of die Here my nou gehoor. Hoekom wonder jy? Kan ek vir jou sê hoekom wonder jy? Jy gebid het, was jou hart vrolik gewees. Jy was al klaar besig om daardie te voer. Want dis hoekom want dat wat die Here sê, ek het klaar gehoor. Ek wonder of dit van God af is. Jy voer op. God het jou klaar, die woord sê ek het klaar. Terwyl jy roep te jou gaan antwoord. Is dit nie awesome? Ja, maar wat nou of ek het sal kry? Mense gaan kyk hoe dien ons die Here. Asseblief, ek wil graag hê julle moet in die poorte kom, ek wil graag hê julle moet julle gebede maak, ek wil graag hê, maar gaan kyk na hierdie punt in julle lewe, asseblief. Kyk gaan na Psalm, dis net na Genesis 67, en dit is net voor 68. Ok, ek sien nou begin jy lag. Jy sien hoe dien jy die Here met blydskap. Wat sê 67 vers 3? Hy sê, sodat die mense op die aarde U weg kan ken. Maar wat sê dit vir ons? Ons ken nie die weg van die Here nie. Die woord sê dat die mense op die aarde U weg kan ken. Iemand met vrolikheid, opgewondenheid, vreugdevolheid, dien hom. Die psalmdigter sê dit vir jou, dat die mense op die aarde kan weet om U te ken. Wow! Hoekom? Dis eintlik 'n amazing stukkie hierso. Te ken onder al die nasies, U heil, sodat hulle kan weet wie God is, want God is daar. Want hy is die God van die waarheid. Hy is die Almagtige. Dis hoekom dit sê, El Roi, die God wat my sien. Kom ons gaan verder. Die God wat my sien. Kom ons gaan verder. God wat my versorg. Kom ons gaan verder. God wat my voorsien. Halleluja. Halleluja, prys die Here. Kyk gou na 1 Johannes. Nou dit is net na Openbaring. So julle hoef nie te ver te soek in die Bybel nie. Gaan net na maak net die Bybel toe. 1 Johannes 4 vers 6. Hierdie was nog. Ons is uit God en hy wat God ken, luister na ons. Ons is uit God en hy wat God ken, luister na ons. En hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Nou jou antwoord is vanoggend duidelik. Gaan jy dit vat op 'n dwaling, dat jy gaan sê, jy stem nie saam nie, of gaan jy sê, Here, ek vat dit as die waarheid. So die keuse is jou. Jy moet die keuse maak. Moenie kon sê, ek preek ander dinge nie, ek preek die ander dinge, ek preek die Bybel man.
Gaan lees hom net. Maar gee vir jou die keuse om die besluit te maak. Jy kan vanoggend my sê, jy lieg. Dis 'n dwaling. Wow, dis die waarheid. Dat 'n God begin dien. Opregtheid, vrolikheid, opgewondenheid. Amen. So ja, kom ons gaan nog verder. Want ek jaag dan. Gaan julle my nog so 5 minute gee? Amen. Ek wil by hom uitkom. O, ek gaan nou ek gaan nou by hom uitkom. Gee my net 5 minute. Hierdie is awesome. Ek weet my tyd is verstreke, maar hierdie program kan aangaan. Gloria, halleluja. Psalm, is in die middel van die boek, van die Bybel. Oh ja, hier is so awesome. 143. Merk vers 7, vers 8. Hoekom? Want dit is baie belangrik. Verhoor my tog gou, Here. Hoor wat sê die woord. Verhoor my tog gou. My gees is beswyk. Dit beteken my gees het hartseer, is bekommerd en al daai dinge. Okay? Luister nou, hy gaan verder. Hy sê: verberg u aangesig nie vir my nie, sodat ek nie word soos hulle wat in die kuil neerdal, sodat ek nie soos hulle word wat hopeloos is. Ja. Hoekom? Hoekom? Want ek werk by bekommernis op die Here en ek wil opgewonde wees. Hoekom? Hoekom? Want hier is jou antwoord. En dit is jou antwoord vir ons almal in Suid-Afrika. Vir jou op wat daar aangeskakel is. Dit is die antwoord. Wat? Vers 8 sê vir jou: laat my u goedertierenheid in die môre hoor. The joy will come in the morning. The joy will come in the morning. Halleluja. Die goedertierenheid van die Here sal in die oggend kom. Ja. Kom aan. Kom aan. Wie's bly daaroor? Amen. Amen. Okay. Julle twee nie bly nie. Amen. Ons is gesamen. Ja, maar almal seker daar nou. Prys die Here. Halleluja. Mense, luister wat sê daai psalmdigter. Hy sê: laat my u goedertierenheid in die môre hoor. Want op u vertrou ek. Maak my bekend die pad wat ek moet gaan. Want ek hef my siel tot u. Hoe gaan jy jou siel verhef tot u? Met dat? Met opgewondenheid. Dis hoe jy dit gaan doen. En psalmdigter sê: the joy will come in the Morning. wow, is dit nie awesome nie? Awesome. Antie, kyk hier. Dis nou jou weer om te tree. Prys die Here. Halleluja. Gaan vir kyk die vraag ons afgesluit. Halleluja. Jesus kom in die môre. Die duiwel het gedink dis klaar met ons. Maar Jesus het eerste gekom. Dankie Here Jesus. U het ons deurgedra. Dankie vir die boodskap. Dankie vir hierdie Sondagoggend nog. Ons moes dit gehoor het. Ons weet nou Here wat ons moet doen. En ons is jammer dat ons dit nie gedoen het nie. Amen. Ons siele was regtig vasgevang in baie moenies in stop nou. Here, maar vanmôre vra ons, vergewe elkeen van ons Jesus. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Here, baie dankie dat pastoor vanmôre hierdie boodskap gebring het. Here, want ons is baie kere so vasgevang in al die dinge, maar ons kom nie by die woord uit om dit te kan lees of om dit te hoor nie. So Here, ons het dit gehoor. Ek vertrou die Here dat elkeen wat hier sit, hierdie week, dit sal inneem en sal sê, Here, ek los alles agter. Want Jesus het gekom Sondagoggend om ons die boodskap te bring, sodat ons opstaan uit die as uit. In die naam van Jesus Christus. Amen. Amen.
Sorry daarvoor. Prys die Here op church. Halleluja. Here, dankie, Here. Mense, kom smil vir die Here. Wys hom jy is opgewonde oor hom. Prys halleluja. Prys halleluja. Prys dankie, Here. Prys halleluja. Jy doen dit nie vir my nie. Jy doen dit vir die Here. Maar die bepaling van jou hart bepaal hoe nog jy daar halleluja is. Amen. Prys halleluja. Prys halleluja. 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 Ja, geen nie om as jy skree nie, my daar regtig nie. Amen. Amen. Dit was 'n awesome woord. Ek weet dit. Ek het dit gevoel vanoggend toe die Here dit met my gedeel het. Ek gevoel hierdie is iets besonders. Wow. Skies. Okay, julle daar by die huis. Baie dankie dat julle ook ingeskakel was en dankie dat julle ook mooi geluister het. En ja, prys die Here. Onthou vanaand as dit kom saam. Kom wees bietjie deel man. Doe dit net vandag. Maar kom net saam. Ons gaan die Here loop prys en dan bid. Tot dan, wees geseën, wees gegroet en shalom julle.